Goeienaand. Dit is donderdag, Hemelvaart. Toe ek groot geword het, was ons geestelike of godsdienstige feesdae 'n baie groter geleentheid as wat dit vandag is. Dit is eintlik vreemd, nie? Vroeger was, inteendeel, Hemelvaart was 'n vakansiedag en Goeie Vrydag was 'n vakansiedag en al die, so is eintlik vreemd dat 'n mens nou so in die week op die donderdag nie moet kom sit vir die erediens. Vroeger was dit was 'n oggenderediens gewees. Ja, is eintlik vreemd hoe dat die wêreld verander. Nietemin, ons vier vandag Hemelvaart en dit is eintlik 'n baie spesiale geleentheid. Ons teks vanaand is Handelinge hoofstuk 1 vers 1 tot 11 en die tema is globale marshmallow organisasie. Dit klink vreemd, maar julle sal nou hoor. Maar ons gaan begin ons gaan die verskillende weergawes van Jesus se hemelvaart uit die verskillende evangelies gaan ons lees en ons gaan begin deur te lees uit die Lukas weergawe. Dit is in hoofstuk 24 vers 50 tot 53. Daarna het Jesus hulle uit die stad gelei tot by Betanië. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer. En hulle het God voortdurend in die tempelterrein bly prys. Medegelowiges, ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons sit, sing ons nou saam lied 157, vers 1 en 2, Here Jesus, ons is saam. Toenadering tot U kan soek, Here, en kan weet dat U is hier teenwoordig, net soos wat ons hier is, fisies, tasbaar. Here, dankie dat ons hemelvaart kan vier. Dit is die aanbreek van 'n nuwe seisoen in die kerklike jaar en ook, Here, is dit 'n baie spesiale geleentheid wat ons as gelowiges vier met die wete dat ons daarin U koningskap erken. Daarom, Here, aan U alleen kom toe die lof en die eer tot in alle ewigheid. Want Here, U is koning, hier oor die aarde, sowel as in die hemele, oor die ganse skepping. En ons, as U volgelinge, ons aanbid U, as die gans andere God. Vanaand kom soek ons U op 'n spesiale manier, in die erediens, en aanbidding, Here, en wil ons daarom vir U vra, dat U as die gans andere God, U self nou aan ons sal kom openbaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Terwyl ons sit, ons volgende lied, lied 179, verse 1 tot 3, Vader in die hemel. Die volgende weergawe van Jesus se opvaar in die hemel is in Markus hoofstuk 16, vers 19 tot 20. Lees saam met my. Nadat die Here Jesus met hulle gepraat het, is hy in die hemel opgeneem en het aan die regterhand van God gaan sit. Hulle het toe uitgegaan en oral gepreek. Die Here het met hulle meegewerk en die prediking bevestig met wondertekens wat daarop gevolg het. Amen. Voordat ons nou ons kernteks lees, kom ons bid. Here, ons is die kinders, ons luister graag. Die woord is lewend, ons bely dit, ons erken dit, ons weet dit. Daarom, Here, doen ons moeite met die woord, want daaruit, as die heilige openbaring, openbaar jy jouself al meer aan ons elke keer. Daarom, spreek Here, die kinders luister. Amen. Handelinge word oor die algemeen gesien as die boek wat die geskiedenis van die kerk vertel. Nou dit is so, in Handelinge sien ons hoe dat die kerk as liggaam, as organisasie, as institusie hulle eerste tree gee. En dan lyk dit asof dit die kerk is wat nou aangaan en Jesus het opgevaar na die hemel toe. So half asof Jesus 'n apatiese deelnemer is in dit wat die kerk doen. Maar dit is eintlik nie so nie, dit is eintlik iets anders. Ons gaan nou daaroor gesels. Kom ons lees net eers die teks. Die eerste berig, Theophilus, dis nou Lukas wat in die woord is, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waaroor hy onderrig gegee het. Tot die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitgekies het. Aan hulle het hy, na sy lyding, deur talle tekens getoon dat hy leef, toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor sake van die koninkryk van God gepraat het. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel: moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra: Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees in Jerusalem en die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Ons lees tot so.
In die 1970s, ek dink 73, was daar 'n sosiologiese sielkundige wat 'n eksperiment gedoen het met kinders. Die eksperiment het behels dat hy 'n klomp kinders, 'n hele klomp, almal afsonderlik en individueel in 'n kamer toegemaak het, en dan is daar nou deur 'n venster na hulle gekyk, of 'n video gemaak, wat ook al, maar hulle het gekyk daar's gekyk na wat hulle doen. En dan het hy hulle by 'n tafel gesit, op 'n stoel, en hulle alleen in die tafel, met 'n marshmallow op die tafel. En die eksperiment het behels dat hy vir hulle gesê dat, en 'n klokkie, daar was 'n klokkie ook in die kamer op die tafel, dat as hulle die klokkie lui, dan kom hy dadelik terug, en dan gee hy vir hulle die marshmallow. Maar, as hulle kan uithou, en hulle lui nie die klokkie nie, en hy kom self terug, dan kry hulle 2. Nou kan julle dink wat gebeur het, nie? Sommige het daar gesit, dink jy self nou die prentjie, en hierdie laerskoolkindertjies, hierdie woelwatertjies, nie? Nou sit hulle daar, en hier is hierdie marshmallow, is al wat hulle sien, so, of hulle nou baie van marshmallow gehou het of nie, hulle is gekonfronteer met 'n marshmallow. En 'n marshmallow, of jy nou baie daarvan hou of nie, dit bly lekker, nie? Nou sit hulle daar. Party het minder as 5 minute gehou en die klokkie gelei. En sommige van hulle het sommer, as hulle sy voetstappe in die gang hoor aankom, het hulle sommer klaar die marshmallow gevat geëet. Ander het bietjie langer uitgehou. Sommige het so 15 minute of langer uitgehou, maar dink jouself nou net, denk jy, nou is party van hulle gaan sit op hulle hande, ander begin hulle bene swaai, ander druk hulle oog so toe, hulle wil nie die marshmallow sien nie, ander draai so op die stoel, hulle kyk nie vir die marshmallow nie, julle kan nou die prentjie mos nou sien afspeel. En daar was van hulle wat toe nou wel uitgehou het, vir langer as 20 minute, en kyk vir 'n kind om alleen in 'n kamer te wees, so 20 minute, sonder laat die gebou afbreek, is al klaar wonderwerk. So, maar sommige het uitgehou vir 20 minute en langer, en dan het hy teruggekom, dan het hulle die 2 marshmallows gegee. En toe het hulle oor 'n tydperk heen, het hulle dieselfde kinders dopgehou. Die ouers en die onderwysers het verslag gedoen oor die kinders. En later, in die vroeg 2000s, het die eksperiment toe nog gestop. En wat bevind was dat die kinders wat nie kon uithou nie, het eintlik vroeër in skooltyd alreeds uitgeval. Baie van hulle was kronies in die moeilikheid. Meeste van hulle was rebels, en toe hulle nou later volwasse geraak het, was dit ook die volwassenes wat meer geneig was tot dwelmmisbruik en om op straat te land en dis meer. Die kinders wat toe nou wel kon uithou, is toe nou die wat deur die loop van hulle lewe baie suksesvol was. Hulle was baie meer suksesvol op skool, hulle was gedissiplineerd, hulle het beter onderrig ontvang en was toe nou blootgestel aan beter tersiêre onderrig, soos universiteit en dis meer. Daardie volwassenes was ook natuurlik baie suksesvolle volwassenes in hulle werk en hulle het 'n groot verskil gemaak en dis meer. En uiteindelik het dit maar net eenvoudig daarop neergekom dat dit was omdat die wat kon wag was daartoe geneig om te weet dat hulle moet werk vir die toekoms. Dis hoekom. Hulle moet werk vir die toekoms. Eendag se doelwitte is baie beter as 'n onmiddellike bevrediging wat binne 'n paar sekondes verby is. Nou, in hierdie teks en in enige van die ander hemelvaarttekste wat ons nou gelees het, lyk dit asof ons soos die kinders in hierdie kamer toegesluit word met die marshmallow voor ons op die tafel. En eintlik het ons nie eers die gerief van die klokkie wat ons kan lei om te sê, maar gee nou die marshmallow vir my, ek wil ook nou tog, laat die hemel nou net kom, want ek wil tog nou net ook in die hemel wees. Lyk so half asof ons gekonfronteer word met hierdie ongelooflike belofte
dat ons ook hemel toe kan gaan en dat dit half wreed is. Want op die oog af, as jy daardie navorsing lees, dan lyk dit in die eerste plek half wreed, veral as jy nou lief is vir kinders, nie? Van hoe kan jy dit nou aan 'n kind doen, om 'n kind daar te laat sit en te wag om 'n marshmallow te eet? Geef vir die kind die marshmallow, nie? En ons ook, laat die hemel tog nou nie kom, veral as ons nou gekonfronteer word met alles wat tans in die wêreld gebeur. Dink nou maar aan al die oorloë, dit wat in ons eie gemeenskap gebeur met korrupsie en wetteloosheid en al die goeders. En kyk wat op hierdie stadium gebeur, kom ons in ons eie land, dink nou maar aan die Kaap en al die oorstromings en die skade wat daar gelei word en die meer. Dan praat ek nie eers van ons hier op eie bodem nie. Dan voel 'n mens, kan die hemel nie tog nou maar net asseblief kom? Kan ons nie net klaarmaak hiermee nie? Kom ons eet ons marshmallows en dan gaan ons aan, nie? Dis hoe 'n mens voel. En om te kan wag is uiteindelik iets wat Jesus aanraak in die teks toe die disippels vir hom vra, maar is dit dan nou die tyd dat u koninkryk hier op aarde gaan vestig? Toe sê hy vir hulle, dit is nie vir julle om te weet wanneer en waar en hoe ensovoorts. Nou sommige teoloë het dit interpreteer as dat Jesus die disippels teregwys, omdat hulle op daai stadium nog steeds die idee gehad het van die Jode se messiaanse verwagting. Dat hy gaan kom as 'n koning en dan gaan hy die onderdrukkers gaan hy dan nou uit die weg ruim, die Romeine nou spesifiek, hy gaan hulle uit die weg ruim, dan gaan hy die Joodse godsdienst weer ophef en dan gaan hy nou heers en dan is die Jode is dan nou die wêreldmoondheid en iets meer. Terwyl Jesus dit nooit gedoen het. Nou lyk dit asof Jesus vir hulle dieselfde sê. Tog het Jesus mos nou reeds met hulle pad gestap. En N.T. Wright, die Nuwe Testamentiese teoloog, het gesê dat eintlik wat Jesus hier sê vir hierdie ouens is dat of dit nou hier gebeur en of dit nou op 'n ander plek gebeur of dit nou eendag in die toekoms gaan gebeur, dit maak nie saak. Die punt is, wat nou moet gebeur is dat die hemele en die aarde moet nou by mekaar kom. In Jesus se opstanding is ons geneig om te dink aan Jesus se opstanding as die liggaam as 'n verheerlikte geestelike liggaam. Dit maak tog sin. En dit is so, dit is 'n verheerlikte liggaam, maar nie noodwendig geestelik in die sin soos wat ons daaraan dink, dat dit nie 'n tasbare, want Jesus het hulle daaraan gevat, hy het saam met hulle geëet. Eintlik was dit 'n verheerlikte aardse liggaam, wat Jesus bekleed het toe hy uit die graf uit opgestaan het. Met ander woorde, dit wat ons nou het, maar net goddelik baie beter. En Jesus is toe nou opgeneem in die hemele, dit is so, net soos Henog ensovoorts. Maar die punt bly dat toe Jesus opgevaar het in die hemel met sy verheerlikte tasbare liggaam, het hy eintlik die aardse opgevat hemel toe. Want op hierdie stadium, voordat Jesus gekom het, was daar nog hierdie skeiding. Dis die toestand waarin die mensdom verkeer. Ons ken dit vandag nog steeds, dis sonde, nee? Die toestand waarin ons verkeer, nie die werkwoord nie, die toestand. Dis die skeiding tussen God en mens. En Jesus kom oorbrug hierdie skeiding. Almal wat nou hier in die 80s en 90s iewers te doen gehad het met die Campus Crusades, weet daai prentjie wat hulle vir almal kon wys het, dan is dit die mens wat op 'n kraan staan met hierdie afgrond en dan aan die ander kant God en dan die kruis wat so in die middel gesit word, sodat die kruis die brug vorm tussen mens en God, nie? Dit kom op daai beginsel nie. Nou dit is wat Jesus kom doen het, toe hy met die aardse liggaam verheerlik, natuurlik, iets anders, tog steeds dieselfde,
dis deel van die misterie van God, hemel toe gevat het. So hy het die aardse gedeelte hemel toe gevat. En in dit wat hy voor dit kom doen het hy aan sy disippels, die apostels en ons vandag, het hy vir ons kom leer hoe dat ons uiting kan gee daartoe dat die hemel aarde toe kom. So God bring nie die hemel aarde toe, hy het dit gedoen in Jesus, maar Jesus het dit vir ons kom gee. Bring hy die hemel aarde toe. Jesus vat die aarde hemel toe, God bring deur ons die hemel aarde toe. Hoe? En dit is nou onder andere in die opdrag wat Jesus vir die disippels gee. En dit is daarom dan ons werk dat die begin van God se herskepping in en deur ons plaasvind, daagliks, aanhoudend, kronies. Want sien, dit is so. Ons is gekonfronteer met 'n gebroke wêreld, wat ons eintlik daarna laat smag dat ons wil marshmallows eet. Ons is daarmee gekonfronteer. Maar ons moet die verskil maak. Ons is in sommige gevalle totaal magteloos. Ons kan nie ewe skielik die parlement gaan verander nie. Ons kan nie. Dit kan nie gebeur. Ons kan nie vir Donald Trump anders laat dink nie. Hy gaan eenvoudig nie van vryst nie. Ons het nie die vermoë om elke moontlike kabeldief in Makwasi te vang en hom reg te leer of van ons of haar ontslae te raak of wat ook al en dit heeltemal uit die weg te ry nie. Ek weet nie of julle dink ons kan nie, maar ek dink nie ons kan 'n verskil maak, maar ons kan dit nie heeltemal keer, nee. So is daar 'n klomp goed wat eintlik ons laat magteloos voel om in te gryp in die situasie, sodat die hemel kan aarde toe kom. Maar selfs in daai magtelose situasies het ons tog wel 'n mandaat om 'n verskil te maak. Ons kan nie die kabeldief keer nie. Nie altyd. Soms, maar nie altyd. Maar wanneer iemand se krag af is omdat 'n kabel gesteel is, dan kan ons vir daardie persoon warm sop vat om te eet, omdat hulle die krag het om kos te maak. Dan maak ons tog ons 'n verskil. Dan bring ons tog ons die hemel aarde toe. Ons kan nie op hierdie stadium alles gaan regmaak, dit wat deur die vloede gebreek is onder in die Weskaap. Maar ons kan as gelowiges ons medegelowiges daar ondersteun, het sy deur gebed of deur fonds te ondersteun of hoe dit ook al sy. Ons kan 'n verskil maak. Ons kan op so 'n manier die hemel aarde toe bring. En daarom sê Jesus, wag net 'n bietjie, wanneer ek weg is, dan gaan julle kry alles wat julle nodig het, sodat julle daardie verskil kan gaan maak. Moenie uit julle eie uit dit gaan probeer doen nie, want dan gaan julle vir altyd magteloos wees. En dan gaan julle altyd 'n verkeerde perspektief hê. Die verskil in die perspektief lê daar. En dit is hoekom God vir ons gee wat ons nodig het, want ons kan dit nie uit ons eie doen. As ons na 'n situasie kyk, soos byvoorbeeld, kom ons praat nou maar weer, die kaartboldiefstal in Makwasi. As ons dit wou verander, sou ons wou elke moontlike kabeldief of laat toesluit, of uit die weg ry, hoe dit ook al maak. Dit is wat ons sou wou doen, nee? Maar omdat God vir ons sy perspektief gee, kan ek op 'n ander manier daarna kyk, soos, ons het hom nou nie gevang nie, maar soos Sarah, ek weet julle het nou vanaand die krag en kan ek vir julle potsop bring. Dis die verskil. En dit is hoe ons reg kry die opdrag wat God deur Jesus vir ons gee voordat hy opval. En dit is dan werklik die begin van die kerk. Elke dag in ons lewens, wanneer ons op enige manier hierdie opdrag tot uitvoering bring.
Jesus sê, gaan verkondig my boodskap, dit wat ek vir julle geleer het. Met ander woorde, ek het aan julle die hemel kom bekend maak. Gaan maak nou die hemel bekend. In Jerusalem, hier, in julle eie konteks. En in Judea, die buurstate, selfs in Samaria, wat die vyandige staat was, en dan die hele wêreld. So Jesus sê daar, dit wat ek vir julle kom wys het, die hemel wat ek nou vir julle kom bekend maak het, gaan gee daai stukkie hemel, gaan deel dit elke dag uit. In jou eie konteks, nie, by die bure, selfs aan jou vyande, of die ouens wat nie dieselfde dink as jy nie, kom ons sê dit eerder so. En dan orals anders ook. In Jesus se opdrag sluit hy niemand uit nie. En dit is hoe die kerk elke dag van vooraf begin. In elke klein dingetjie wat ons doen om hierdie opdrag uit te voer. En dit is hoe die kerk aktief in die wêreld is. Dit is hoe die kerk uiteindelik die hemel tasbaar maak vir die wêreld. Dit is hoe ons as gelowiges die hemel aarde toe bring. Ons leef reeds in die koninkryk van God. Dis nie 'n eendag se uitdroom, ligkasteel nie. Dis reeds hier. Nog nie ten volle nie, maar reeds hier. Jesus het klaar die aarde hemel toe gevat. En ons bring klaar die hemel aarde toe. Ons sukkel en ons kry dit nog nie heeltemal reg nie. Dis hoekom dit nog nie gebeur het. Maar uiteindelik is dit 'n werklikheid, 'n realiteit. En ons as medewerkers, Paulus praat in 1 Korintiërs hoofstuk 3, sê hy, ons is medewerkers in die saailand van God. Medewerkers in diens van God. Ons almal het dieselfde doel voor oë. En dis nie die ligkasteel nie, maar om die hemel reeds tasbaar op aarde te maak. En die uitstorting wat ons nou hier moet raak sien, die uitstorting van die Heilige Gees, met ander woorde eintlik die bemagtiging wat daar plaasgevind het, was in 'n byeenkoms. Jesus het nie elkeen van die disippels apart op hulle eie geseën en vir hulle bemagtig en vir hulle gesê, hoor, wel, jy kan goed kos maak, so van nou af is jy die kok in die koninkryk. Jy kan goed lees, so van nou af gaan jy en jou bediening is om vir mense te gaan voorlees uit die Bybel uit. Jy kan goed bid, so van nou af is jou bediening. Dis nie wat Jesus gedoen het. Hy het dit in 'n byeenkoms gedoen, waar almal bymekaar was. Hoekom is dit belangrik om daarop te let? Want ek en jy op ons eie alleen maak 'n verskil. Maar as ons dit saam doen, dan is die kollektiewe uitvoering van die opdrag soveel groter. Dan is die impak soveel groter. En dit is deel van die rasionaal hoekom ons soveel as moontlik mense moet bereik in die hemel. Met die evangelie. Nie as individue nie. Nie om mense na die Here toe te lei nie, maar om ons span groter te maak. Om ons kollektiewe vermoë groter te maak. Sterker, beter. Ek kan nie alles op my eie doen nie. Ek kan nie by almal alleen uitkom nie. Maar as ons twee is, het ons 'n beter kans om meer te verrig. 3,
nog beter. 4, nog beter. En daarom is die kerk. En daarin lê die krag van die uitvoering van die opdrag. Die Griekse woord is dynamis. En dis waar ons Afrikaanse woord dynamo van afgelei word, nie? Dis 'n selfopwekkende krag, nie? 'n krag wat homself opwek voortdurend, soos wat hy krag gee, sodat julle weet wat. En dit is dieselfde krag, dieselfde woord wat gebruik word in die Griekse teks wanneer Jesus sê, julle sal krag ontvang. En die nuance daarin is juis dat, solank as wat ons koninkrykswerk doen, solank gaan ons krag kry om dit te aanhou doen. Solank as wat ons die hemel tasbaar vir mense maak, solank gaan ons aanhou krag hê en meer krag kry om dit verder te doen. Hoe ontsaglik groot is God se plan, hoe wonderlik, indrukwekkend is hierdie raadsplan van God, dat hy geweet het dat hy dit vir ons moet gee, sodat ons hierdie taak kan verrig. Hy het vooruit geweet, ons het dynamo krag nodig om hierdie taak te kan verrig. En ons almal weet dit is so, nie? Ons almal weet dat, veral as jy koninkryksdienswerk doen, is dit soveel lekkerder om te gee as om te ontvang. Dit is lekker om te ontvang, maar dit is nog lekkerder om te gee as om te ontvang. Want wanneer jy wel vir daardie gesin wat nie kan kos maak nie, 'n pot sop maak, en hulle sê vir jou dankie met 'n glimlag, of hulle nooi jou in en om saam met hulle te kom sop eet of wat ook al, daai verskil wat jy maak, nie, weet ons almal tog dat dit bring vreugde op 'n plek waar die beste verjaarsdaggeskenk nog nooit eers kom nie. Dis deel van die dinamis. Dis deel van die krag, die uitwerking daarvan, wat eenvoudig net uitkring. Nou die hemelvaart wat ons nou vandag vier, soos wat ons nou gesê het, is die teenwoordigheid van God en die skepping wat verenig word. Daarom is dit so 'n belangrike dag eintlik. Dit is eintlik 'n baie belangrike dag om vir mekaar te sê, vandag herdenk ons die feit dat die hemel en die aarde bymekaar kom. The sky isn't falling. Ons is deel van dit. So wees rustig. Dis nie 'n marshmallow waarvoor ons moet wag nie. Ons kan maar die marshmallow eet. Want daar's genoeg vir almal om aan te eet. Jy hoef nie daarvoor te wag. Jy hoef nie te wag vir die opdrag of vir die krag van God om 'n verskil te gaan maak. Maar dat jy dit moet doen, dit is 'n goddelike opdrag en dat jy dit kan doen, is onteenseglik. Hemelvaart is veronderstel iets tasbaar te wees. Elke dag, in elke aksie wat jy doen in uitvoering van die groot opdrag, gaan deel die marshmallows uit. Amen. Here, dankie dat U as die gans ander God so goed geweet het, dat U al hierdie dinge in U raadsplan vooruit reeds beplan het. En dat U ons as nietige mens gebruik in uitvoering van hierdie raadsplan. Dankie dat U reeds alles bewerkstellig het, sodat hemel en aarde bymekaar kan kom.
Here, nog meer wil ons vir U dankie sê dat U dit aanhou doen deur ons elke dag. Hemelvaart is nie 'n weggaan nie, maar eerder 'n inkoms, 'n ontmoeting tussen die wêreld en die hemele, tussen ons en U. En ons dankie daarvoor. Dit was nie 'n totsiens nie, maar eerder kom ons werk saam. Amen. Ons gaan nou afsluit met 'n slotlied. Dit is 317, ons herhaal dit 2 keer. En dan gaan ek die volgende weergawe van die hemelvaart uit die ander evangelie voorlees, dan die seën uitspreek en dan die sin van die Amen aan die einde. Die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarin Jesus hulle ontbied het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd." Mag die liefde van ons Here Jesus Christus vir ons 'n werklikheid wees en ook deur ons 'n werklikheid verander word. Mag die genade van God ons Vader vir ons so oorvloedig wees dat ons dit uitdeel, en mag die krag van die Heilige Gees ons so inspireer dat ons ander daardeur inspireer. Amen.